Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie donderdagoggend. Ja, wat om een of ander rede nie so koud by ons is nie. Maar ons gaan voort met Lukas 6 vanaf vers 17. Nadat hy saam met hulle van die berg afgekom het, het hy op 'n gelykte gaan staan. Daar was 'n groot groep van sy disippels en ook 'n menigte mense uit die volk van oor die hele Judea en Jerusalem en ook uit die kusstreke rondom Tyrus en Sidon. Hulle het gekom om na hom te luister. Een van hulle siektes genees te word. Ook mense wat deur onrein geeste geplaas is daarvan genees. En die hele skare het hom probeer aanraak, omdat daar krag van hom uitgegaan en hy almal genees het. Geliefdes, ons sien nadat Jesus die nag in gebed spandeer het en hy die 12 apostels gekies het, is dit die volgende wat gebeur. Nou gaan hy van die berg af, nadat hy by God was. En nou is hierdie magtige tyd wat die Here hom gebruik, wat mense stroom om na hom te luister. En dit is baie interessant dat Lukas lê klem daarop, een van hulle siektes te genees te word, en dan in 'n volgende sin sê hy, ook mense wat deur onrein geeste geplaas. So, Lukas wil hê ons moet mooi verstaan dat dit oor albei gaan, dat daar verskillende tipes, daar is gewone siekte, wat niks met enige demone te doen het. Jy is siek, nee, iets gebeur, jy is siek. En mense raak ernstig siek. En ons mag bid vir genesing. Dit gebeur ook, dat daar mense is wat deur onrein geeste gepla is die woorde wat soos dit hier gebruik word. En vriende, ek en jy gaan die werklikheid van demone moet ervaar, of bely ten minste, en erken dat dit daar is demoniese werking. Ons sien dit ook in ons omgewing aan die werk. Daar is 'n geestelike werklikheid wat ek en jy nie kan wegredeneer nie. Nee, ons kan nie dit net afmaak as een of ander sielkundige verstoring altyd nie. Daar is ook iets soos 'n demoniese werklikheid. So laat net ruimte daarvoor. En ook dit moet ons na die Here toe vat. Die punt wat Lukas maak is dat alles na Jesus toe gevat kan word. Siektes en enige demoniese werkings. En kan ons nou maar byvoeg, enige emosionele siektes ook. Nee, dit kan ons ook na die Here toe vat. Kan met groot liefde na hom toe gaan. Hierdie hele skare, al wat hulle wil doen is om aan Jesus aan te raak. Kan ons, ek weet ons kan nou nie meer fisies, Jesus is nou opgevaar na die hemel toe, so hy is nou deur sy gees teenwoordig, so ons kan nou nie fisies meer aan hom gaan raak nie, maar kan ek en jy hierdie sterk behoefte bly hou om in Jesus se teenwoordigheid te wees, om hom te beleef en hom te ervaar. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks, dankie dat ons op weer hierdie het mag leer. En ja Here, ons bid ook en ons kla die boosheid by U aan, ook waar ons baie keer slagoffers van dit is. Ook waar ons veral hier in Natal sien hoe mense demonies raak en letterlik boos en haat in hulle oë. Ons bring dit alles voor U. Hierdie massa optogte wil ons voor U aankla. Al hierdie onrus, ons bring dit voor U as iets boos. En ons vra Here dat U ook daai bose geeste verdryf in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.